Baie welkom volgende by die erediens. Julle kom maar so gou na mekaar te dra, ons het begin sing en party mense nog ingekom, laat ons net vir mekaar sê baie welkom. Ek dink die familie het al almal vir mekaar gegroet. Ek dink hier's ook party wat so 'n bietjie later ingekom het. So ons kan maar vir hulle net welkom sê. Baie welkom aan julle in besonder. Al die van Huisteens en die Rose, dat julle vanoggend hier saam met ons is. Ons het kinderore en ek dink julle sit nou nog by julle ma's en julle pa's. Wie's nog in die laerskool of nog nie in die skool? Hier steek gou julle hande op. Julle moet daar amper op die stoele gaan staan, nee, dat ek julle kan sien. Maar ek sien daar's julle. Julle is nou opgewonde, julle gaan nou kerksaal toe en Stefanie, ek is jammer dat ons so baie van julle tyd vat, hoor hier in die kerk. Maar ons sal gou deur die kinderore gaan en dan kan julle begin met julle dinge. Maar hier in die kerk wil ons net vir julle eers sê wat ons gaan doen. As julle nou afgaan onder na die saal toe, dan gaan ons verder praat oor 1 Konings 3, vers 1 tot 15. Wat is daai prentjie wat daar langs die kinderore is? Wie kan vir my sê? Jy het 'n voorsprong, jy was al in die kerk toe die video gewys het, nee. Maar jy is heeltemal reg, Adrian, dis 'n Aladdin. En ek gaan gou vir julle vertel, Aladdin, daar's verskeie weergawe, maar die fliek wat julle waarskynlik gesien het, is Aladdin, ek moet nou nie sê 'n goeie skelm nie, want is 'n goeie skelm ooit goed, maar hy's 'n goedhartige, arm, jong man in 'n groot stad, en om te oorlewe, vat hy maar goed by mense, en hy het 'n aapie wat saam met hom is, Abu, wat eintlik 'n baie beter dief is as Aladdin, maar ons hou van Aladdin, want hy's goed in sy hart, en dis die omstandighede waarin hy is, wat maak dat hy ander mense goed vat. Maar, een van die sultan se raadgewers, besef maar, hier's 'n jong man wat vir hom kan help, want hy weet van 'n wondergrot, waar daar 'n wonder lantern is, 'n lamp is, en hy wil die lamp in die hande kry, en hy praat Aladdin om saam met hom te gaan, en in die gevaarlike grot in te gaan, en die lamp vir hom uit te bring. Wat Aladdin daar binne vir homself het, dit gee die man nie om nie, maar wat Aladdin nie besef is, die man is 'n baie bose mens, en hy wil eintlik die lamp kry, julle ken die storie. Toe hulle in die grot is, Aladdin, en hy die lamp het, toe vat hierdie Jafar die lamp by hom, en hy maak dat Aladdin in die grot agterbly. En die grot is toe, en Aladdin is daar binne, hy kan nie uitkom nie, dis vreeslik, hy is mislei deur hierdie Jafar, en nou het hy die lamp ook. Maar kom ons luister gou wat verder gebeur. My head. We're trapped. That two-faced son of a jackal. Oh, whoever he was, he's long gone with that lamp. Why, you hairy little thief. Looks like such a beat-up, worthless piece of junk. Hey, I think there's something written here, but it's hard to make out. Yo, Rockman, haven't seen you in a few millennia. Give me some tassel. Yeah, yo. Say, you're a lot smaller than my last master. Either that or I'm getting bigger. Look at me from the side. Do I look different to you? Right here, direct from the lamp, right here for your very much wish fulfillment. Thank you. Whoa. Wish fulfillment? 3 wishes to be exact. And ixnay on the wishing for more wishes. Now I know I'm dreaming. So what'll it be, master? You're gonna grant me any 3 wishes I want, right? Almost. There are a few provisos, a couple of quid pro quos. Provisos? You mean limitations on wishes? Some all-powerful genie can't even bring people back from the dead. I don't know, Abu. You probably can't even get us out of this cave. Looks like we're gonna have to find a way out of here. Excuse me? Are you looking at me? Did you rub my lamp? Did you wake me up? Did you bring me here? And all of a sudden you're walking out on me? I don't think so. Not right now. You're getting your wishes, so sit down!
In case of emergency, the exits are here, here. Anywhere. Keep your hands and arms inside the carpet. En lekker vry is Aladdin en Abu. En daai genie het toe nog mense vir hom vervul. Hy het gesê hy wil 'n prins wees, want hy het in die mark het hy die sultan se dogter ontmoet, prinses, weet julle wat haar naam was? Dink jy kan onthou? Och, dis al die manne wat wens hulle was prinse wat prinses Jasmine se naam onthou, dis reg. So hy word toe 'n prins en hy kry kans om vir prinses Jasmine te ontmoet, maar daar was nog so 'n paar kinkels in daai kabel, maar julle moet die fliek self gaan kyk. Die wonderlike is, in 1 Konings 3 lees ons dat toe Salomo, dit was die 3de koning van Israel, toe hy gaan aanbid het vir die Here, toe sê die Here vir hom, vra wat ek vir jou moet gee. Dit klink amper soos daai genie wat vir Aladdin vra, 3 wense, wat wil jy? Dit vra die Here vir Salomo. En dan sê Salomo vir die Here, hy soek 'n hart met ore, 'n hart wat kan luister. Het jy al gesien as mens 2 ore langs mekaar sit, wat kry jy? As ek my 2 ore, myde raak nou al groter, maar my hart raak seker al hoe groter. Maar dan sien 'n mens, dis 'n hart, né? Nou wat bedoel 'n mens as jy sê 'n hart wat kan luister? Hy sê hy wil 'n hart wat kan luister, want hy's nou die koning en hy's baie jonk en hy's onseker en hy's bang en hy moet 'n klomp verantwoordelike goed doen en hy weet nie of hy dit gaan kan doen nie. En daarom vra hy vir die Here, gee my 'n hart wat kan luister, dat ek kan weet wat is reg en wat is verkeerd, wat's goed en wat kwaad, dat ek mense kan help daarmee, sodat ek vir hulle kan sê wat hulle moet doen. En dan sê die Here vir hom, hy's so bly dat Salomo dit gevra het. Want Salomo kon 'n klomp ander goed gevra het. Hy sê daarvan, hy kon 'n lang lewe gevra het, hy kon gevra het dat die Here al sy vyande moet doodmaak, hy kon vra dat hy ryk moet wees, maar nee, Salomo vra, gee my 'n hart wat luister. En toe sê die Here vir hom, omdat jy dit gevra het, gaan ek vir jou hart gee wat kan luister, maar ek gee meer as dit. Ek gaan jou ook ryk maak en jy gaan baie respek hê vir ander mense. So dis wonderlik hoe die Here vir hom gehelp het. Jy sê jou lewe lank die rykste wees van al die konings en die mense sê jou respekteer meer as vir die ander konings. Dis wonderlik as die Here deel van jou lewe is, hoe dit jou ryk maak in baie opsigte, maar ook dat mense jou respekteer, dat mense ontzag het vir jou. Ons gaan nou vir julle verskoon, maar julle kan nou besluit, voordat julle loop, kom ons luister gou, een van die seentjies wat, of nie een van die seentjie wat nou gedoop gaan word, Sion, se boetie Sela, toe ek by hulle gekuier het, toe bid hy so mooi die Onse Vader, toe vra ek vir sy ma, sy het nie opneem nie, dan stuur sy dit vir my. So kom ons raak stil en dan luister ons hoe bid Sela vir ons, die Onse Vader. Onse Vader, wat in die hemel is, laat die naam geheilig word, laat die koninkryk kom, laat die wil geskied, soos in die hemel, net soos ook op die aarde, gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe en lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose, wat in U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Sonder papiere, en julle kan hoor, hy weet die kinders moet nou afgaan saal toe. So julle kan maar onttrek, baie maar vir die pa se ma's terwyl julle uitgaan. En dit was baie lekker om julle hier saam met ons in die kerk vir die oomblik te hê. Dankie. Die teks waarmee ons vanoggend die diens ingaan verder is Psalm 105 wat sê soek die Here, soek voortdurend sy teenwoordigheid op. Prys die Here, roep sy naam uit, maak onder die volke sy dade bekend. Sing vir hom, besing hom, praat met oorgawe oor al sy wonderwerke. Broers en susters, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en Jesus Christus ons Here deur die werk van die Heilige Gees. Dit is lekker om so deur die kerk julle almal te sien. Baie welkom, ook van die Here se kant af. Kom ons sing 'n lied saam, O Heer my God, as ek in eerbied wonder. En alles is 1 en 2 en dan die koor en dan 3 en 4 en dan weer die koor. Kom ons staan en ons sing hierdie lied saam.
losse berge vonnis, ek hoor hoe fluister kalse stroom en wind. U Heer is sorg, vir klein, vir groot, vir alles, en U sorg dag na dag vir my kind. Dan moet ek nooit my redder en my God, o groot is U, o groot is U, want U het alles skepend liefde saam. O heerlijke en grote naam. U seun word mens in ons gebroken wêreld. Kom vestig hy sy koninkrykskap. Hy maak weer heel als sonde hier te breken. Hy bring weer hoop en redding kom vir my. U maak ons deel van al die grootste werke. U laat ons bid, U laat U reën mag kom. En kom U weer in heerlijkheid op wolke. Maak U volkom in U eiendom. Dan moet ek nooit my redder en my God, o groot is U, o groot is U, want U het alles skepend liefde saam. O heerlijke en grote naam. Ons gaan saam lees uit 1 Konings 3 uit vers 1 tot 15. Maar voordat ons gaan stil raak en saam lees, wil ek vra, wat is jou wens? As jy nou 3 wense sou kry. Hy het op die ouende het hy 4 gekry, want daai eerste een het hy die genie getriek. Toe hy vir hom gesê het, hy dink nie hy kan hom maar uitkry nie. Toe vat hy hulle uit sonder dat hulle dit hoef te gewens het. Maar as jy nou 1 wens gehad het vanoggend, wat is dit wat jy vanoggend sou bewens? As ek vir jou vra, wat wil jy hê? Wat wil jy hê? Wat sal jy vanoggend antwoord? Ek gaan nie vir jou vra, jy moet dit hardop sê nie, so jy kan maar eerlik wees. Jy kan maar diep binne in jou kyk en vra, wat wil ek hê? Wat het ek nodig? Wat wens ek? Kom ons raak saam stil voor die Here. Hemelse Vader, dankie vir die kalmte en die vrede wat U teenwoordigheid in ons lewens bring. Dankie dat ons ook in hierdie oomblikke kan weet dat deur die Gees is U by ons. Is U hier teenwoordig. En Here, kan ons weet dat ons veilig is, gekoester is, geliefd is. Kan ons herinner aan al die beloftes in U woorde in die Bybel, wat ons verseker dat U vir ons is, nie teen ons is nie. En Here, dat wanneer ons vir mekaar sê, wat is jou wens? Waarvoor bid jy? Wat wil jy hê? Dat ons kan weet dat ons hoef nie bang te wees om oop en eerlik voor U te staan, om ons hart met U te deel. Here, ons weet dat daar baie mense is wat vandag hier in die kerk is, wat smag na reën.
wat weet dat dit ook krities is, dat hierdie pragtige oes wat opgekom het, dat dit ook nou water sal kry. En Here, daar is so baie dinge wat nou ook 'n mens se gedagtes vul rondom besluite wat jy moet neem en dinge wat jy oordink, die toekoms, die jaar wat vir jou voorlê. Here, hoor elkeen van ons se harte. En help ons om nou ook, terwyl ons weet U luister na ons, om ook te luister na U. Dankie dat ons U kan vertrou. Dankie dat ons weet dat U op 'n goeie pad is met elkeen van ons. Dat alles wat in ons lewe gebeur, uiteindelik ten goeie meewerk vir ons wat in U glo. Raak ook hierdie ouers aan wat vanoggend hier is om hulle kinders te laat doop, hulle kind te laat doop. Here, daar is so baie ander kindertjies met ouers in die kerk. Help ons as ouers om ook te luister na U, sodat ons ook vir ons kinders kan help op hulle pad. Ons wag saam met mekaar op U, Here. Dankie. Amen. Ons lees saam uit 1 Konings 3, uit Salomo. Ek het gesê, hy is die 3de koning van Israel. Saul was voor hom, en toe sy pa Dawid. En julle onthou, Salomo is gebore uit 'n buiteegtelike verhouding tussen Dawid en Batseba. En daar is ouer seuns van Dawid, maar op die ou ende is dit toe Salomo wat dan koning van Israel word. En ons lees Salomo, hierdie koning, het die skoonseun van die farao, die koning van Egipte geword. Hy het die dogter van die farao as vrou geneem. Hy het haar na die stad van Dawid gebring totdat hy klaar was met die bou van sy paleis en die huis van die Here en met die muur rondom Jerusalem. Dit is sy groot opdragte nou op hierdie stadium. Sy eie paleis moet gebou word, die tempel moet gebou word, die muur om Jerusalem. Maar hy is 'n wonderlike diplomaat, en deel van sy verhouding met die omringende volke en groepe is dat hy in die huwelik tree met hulle dogters, en dit doen hy dan met die koning van Egipte, die farao. Die volk het nog steeds net op die offerhoogtes geoffer, omdat 'n huis vir die naam van die Here tot in daardie tyd nog nie gebou was nie. Hulle het die tabernakel gehad, die staan by Gibeon, en die ark is in Jerusalem self, wat die teenwoordigheid van die Here uitbeeld, maar hulle het nog nie 'n vaste gebou, een plek waar hulle aanbid nie. So die volk is op hierdie stadium op verskeie plekke waar die afgode aanbid is, die heidense volke hulle gode aanbid het. Daar bid hulle nog tot die Here, en dit word waarskynlik nog toegelaat. Maar in Deuteronomium het die Here baie duidelik gesê dat hy sal 'n plek wys waar hy aanbid wil word. En dit is die plek waar hulle die Here moet gaan bid. So die hoogtes word nog verdra, maar dis duidelik nie die Here se wil dat hulle hom daar moet aanbid nie. Vers 3. Salomo het sy liefde vir die Here getoon deur die vaste voorskrifte van Dawid, sy vader, te volg, behalwe dat hy ook nog steeds op die offerhoogtes geoffer en wierook gebrand het. Salomo gaan toe na Gibeon toe om daar te offer, want dit was die belangrikste offerhoogte. Soos ek gesê het, die tabernakel het by Gibeon gestaan, en dis hoekom Salomo dan daar gaan offer. 1000 brandoffers het Salomo op daardie altaar geoffer. By Gibeon het die Here in die nag in 'n droom aan Salomo verskyn. God het gesê, vra wat ek vir jou moet gee. Vra wat ek vir jou moet gee. Salomo het gesê, U self het aan U diensknegt, my vader Dawid, oorvloedige troue liefde bewys, omdat hy voor U geleef het in waarheid en geregtigheid, en ook met opregtheid van hart teenoor U. U het hierdie oorvloedige troue liefde teenoor hom volgehou, en aan hom 'n seun gegee wat op sy troon sit, soos dit vandag is. Die Here het beloof dat daar sal altyd 'n nageslag op Dawid se troon sit, en Salomo herinner die Here daaraan en sê, in sy troue liefde het hy daai belofte waargemaak. En hy is die een wat nou op die troon sit. En nou, Here my God, dit is U wat U diensknegt, ek, koning gemaak het, in die plek van my vader Dawid. Maar ek is 'n jong seun. Ek weet nie hoe om uit te gaan of om in te kom nie. Dit is 'n Hebreëse uitdrukking wat gebruik word vir 'n koning wat moet gaan veg. En wat Salomo vir die Here sê is, ek is 'n jong mens, my pa is hierdie groot vegter, maar ek weet nie hoe om uit te gaan om te gaan veg en in te kom nie. U diensknegt bevind hom boonop onder U volk, wat U gekies het, 'n groot volk, wat vanweë sy grootte nie bereken of getel kan word. Dis nie waar nie. Mens sou Israel kon tel, maar vir hierdie jong koning voel dit oorweldigend
hierdie klomp mense oor wie hy nou moet begin heers. Gee dan aan u diensknegt 'n hart wat luister, om as regter op te tree vir die volk, om te kan onderskei tussen goed en kwaad. Want wie kan regspreek oor hierdie veel eisende volk van u? En dan antwoord die Here, dit was goed in die oë van die Heer, dat Salomo juis dit gevra het. God het vir hom gesê, Salomo, omdat jy hierdie versoek gerig het, en nie vir jouself 'n lang lewe gevra het nie vir jouself rykdom gevra het nie, en nie die lewens van jou vyande gevra het nie, maar vir jouself onderskeidingsvermoë gevra het, om regsaake aan te hoor. Kyk, ek voldoen aan jou versoek. Ek gee aan jou 'n wyse en verstandige hart, sodat daar voor jou niemand was soos jy nie, en na jou niemand soos jy sal opstaan nie. Ook wat jy nie gevra het nie, gee ek aan jou, sowel rykdom as eer, sodat solank jy leef daar onder die konings niemand soos jy sal wees nie. En dan is vers 14 interessant as die Here vir hom sê, as jy my paaie volg, soos jou vader Dawid, deur my vaste voorskrifte en gebooie na te kom, sal ek aan jou 'n lang lewe gee. Salomo word toe wakker, sê vers 15, en so waar, dit was 'n droom. Nou in ons terme is dit nie waar nie, want dit was maar net 'n droom, maar die mense van die Ou Testament, was dit iets geweldig as jy 'n droom gehad het waar die Here aan jou verskyn het. Ons dink aan Jakob wat gevlug het, wat daai nag 2 dae gaan lê het, die openbaring van die Here gehad het, die trap uit die hemel uit, en wat hom aangeraak het. Dit is eg, die Here het met my gepraat, en so ervaar Salomo het ook. Hy het in Jerusalem aangekom en voor die verbondsark van die Here gaan staan. In plaas van Gibeon, wat so 'n paar kilometer is, so 9 kilometer van Jerusalem af, om daar te offer, gaan hy nou Jerusalem toe. Gaan staan voor die verbondsark, die simbool van die Here se teenwoordigheid. Hy het daar brandoffers gebring en maaltydoffers geoffer en 'n feesmaal gehou vir al sy amptenare. 'n Wonderlike ervaring wat hy die nag gehad het, wat hom laat voel, maar dis nie reg dat hy by Gibeon offer nie, hy moet in Jerusalem wees, die Here is by hom, die Here het hom beloftes gemaak, wonderlike ervaring wat hy het, en hy vier dit saam met al die amptenare. As 'n mens hierdie teksgedeelte in 'n paar woorde moet saamvat, dan is dit wat daar op die skerm staan. Dat Salomo is absoluut bewus daarvan dat hy geroep is om die koning te wees. Dit is in sy gedagtes, hy weet die oomblik het aangebreek, hy moet nou die verantwoordelikheid opneem. Hy is nou die koning. En vanuit daai roeping sien ons dat hy saam met dit, dat hy geweldig bewus is van sy beperktheid. Hy's nederig voor die Here. Hy's absoluut afhanklik voor die Here. Hy sê vir die Here, ek het geen benul hoe ek moet uitgaan en inkom nie. Hier is 'n volk met klomp behoeftes. Ek kan hulle nie tel nie. En ek weet nie hoe ek hulle kan help op my eie. In sy versoek aan die Here sien ons dat hy vry is van selfsug. Hy is so bewus van sy roeping en van sy tekortkoming as koning, dat hy glad nie aan homself dink op hierdie oomblik nie. Hy dink net aan hierdie verantwoordelikheid wat hy opneem en wat hy moet gaan uitleef, hierdie roeping. En daarom vra hy vir die Here dat hy 'n mens sal wees wat regtig kan luister. Dat hy 'n hart het wat luister. En vir die Hebreërs was die setel van jou hele wese in jou hart. Jou gedagtes, jou gevoelens, jou emosies, wie jy is hier in my hart. En dat my hele wese oop sal wees om te luister. En dan nie net na die mense wat voor hom is nie, hulle wel, maar besonder ook te luister na die Here wat bo hom is, wat saam met hom is, sodat hy kan onderskei wat is reg, wat is verkeerd, wat is goed, wat is sleg, dat hy kan weet wat om te sê vir die mense wat met verwagting na hom toe kom. Nou as 'n mens dit gehoor het, dan sien 'n mens dat die Here net soos ons dit goed vind. So wat sal ons nie gee vir leiers wat hulle leierskap so begin? Op hulle knieë, afhanklik, bewus van hulle tekortkominge, nederig, onselfsugtig, net gefokus is op die mense vir wie hulle nou moet leiding gee. En vir die Here sê, help my. Maak my 'n mens wat luister, dat ek 'n hart het met ore, wat bewus is daarvan dat ek weet nie alles nie, ek's beperk. Ek moet mense raadpleeg, ek moet die Here raadpleeg voordat ek uitsprake lewe. Sal dit nie wonderlik wees nie? En die Here vind dit ook goed. En dan sien ons dat hy sê, ek gee aan jou 'n wyse en verstandige hart. Want dis wat gebeur as 'n hart begin luister. As 'n mens na mekaar kan luister en na die Here onbevange,
sonder vooroordeel, onselfsugtig, in afhanklikheid, nederigheid, dan gebeur daar iets met ons. Dan word ons instrumente in die hand van die Here. Dan kan mense regtig vir ons vra, help my, ek soek raad, lei my, en dan kan ons antwoord. Ons is so bly, julle is weer terug saam met ons, julle gou gaan kyk wat hulle doen daaronder. Ja, maar die grootste aksie vir julle is vandag net hier, hoor, dis nie advertensie nie, is regtig waar. En dan sê die Here, omdat hy dit gevra het, omdat die Here in sy hart gesien het, dis wat ten diepste sy behoefte is, sê die Here, Salomo, ek weet 'n koning moet ook vermoëns hê. Ek weet 'n koning moet ook agting hê, respek hê. En saam met die wysheid wat ek vir jou gee, gee ek dit ook vir jou. Jy sal in staat wees om te kan heers, omdat jy die middele het. Jy sal in staat wees om te heers, omdat mense vir jou respek het. Hulle sal agting vir jou hê, ontsag vir jou hê. Dit gee ek ook saam met al hierdie dinge aan jou. En tog is dit nie net maanskyn en rose nie. En dit is wonderlik hoe die Bybel, interessant genoeg, die leesroosterteks vir vandag is net van vers 5 tot 12. Dis net nie mooi van die Here wat sê, wat wil jy, en Salomo wat die mooiste dinge vir die Here sê, en erkenning gee, en die Here wat vir hom terug sê, ek gee wat jy vra, en ek gee nog meer vir jou. Maar ons kies doelbewus om vers 1 tot 4 saam te lees, en ook na vers 12 tot 15. Want dit help ons om te besef dat dis die lewe, dis ons. Net so Salomo is ons ook beperk, selfs in ons beste voornemens. En dit illustreer juis hoekom dit nodig is dat ons keer op keer weer afhanklik raak. Weer op weer ons beperktheid besef. Voor die Here op ons knieë gaan en sê, Here, ons kan dit nie alleen doen nie. Ons het mekaar nodig, ons het U nodig. Ons het harte nodig wat luister, wat stil raak. En dit sien ons in vers 1. Salomo, hy's op pad om te gaan offer vir die Here. Hy weet wat in Deuteronomium staan, dat dit die begeerte van die Here is, dat sy volk nie meer op die hoogtes waar die ander volkere hulle gode aanbid het, en waar mense, dis nie ter wille van die Here alleen nie, maar is wat met ons gebeur as ons in 'n plek is, gaan na 'n ander godsdiens se tempel toe, of waar hulle aanbid. Ek het al op 'n Saterdag aand 11:00 'n oproep gehad uit een van die moslimstate uit, van 'n jong meisie van Piketberg, wat sê, sy kan net nie meer nie, want dis net islam, dis net luidsprekers en oproepe Vrydag, en sy sukkel. Dis ter wille van ons as mense dat die Here sê, pas jouself op. Moenie gaan daar waar mense jou kan beïnvloed, dat daar dalk ander magte en kragte is. Dit gaan jou vol vrees maak, gaan jou onseker maak. Aanbid my waar ek sê jy moet my aanbid. En dit het die Here vir Salomo gesê. Maar hy aanbid ook op die hoogtes. Hy neem die dogter van die farao. 500 jaar van tevore is hulle gered uit die mag van die Egiptenare. En hier is hy klaar weer besig om te dink, maar miskien is dit vir diplomatieke redes goed om goeie verhoudings met Egipte te hê. Dit sê vir ons dat terwyl Salomo vir die Here vra, Here gee my 'n hart wat luister, veral na die Here, dat Salomo ook tog luister na die druk van die wêreld om hom, na sy gesonde verstand, na wat hy dink vir hom en sy volk vrede kan bring, in goeie verhoudings met die mense wat om hulle is. Toe hy wakker word, en hy besef is 'n droom waar die Here aan hom verskyn het, met hom gepraat het, dan is Salomo gemotiveer om te luister na die Here. Dan gaan hy weg van hierdie hoogte af, waar ook die afgode aanbid is, en hy gaan na Jerusalem toe, om daar die Here te aanbid. Hy hou 'n brandoffers bring, 'n maaltydoffers, 'n feesmaal vir sy amptenare. Maar dan is daar nog 'n vers wat vir ons sê dat alles is nie altyd maanskyn en rose nie. Dat terwyl van die Here se kant af daar geen twyfel is, dat dit wat die Here vir hom gesê het, hy gaan doen. Hy gaan vir hom 'n hart gee wat kan luister, wat wys is. Hy gaan vir hom rykdom gee. Hy gaan vir hom mense gee wat hom respekteer, eerbied vir hom het. Maar dan dink die Here is tog nodig dat hy vir Salomo moet sê, Salomo, hierdie goed is absoluut waar, dit gaan gebeur, jy hoef nooit te twyfel aan my nie. Maar dit gaan gebeur as jy my paaie volg, soos jou vader Dawid, deur my vaste voorskrifte, gebooie na te kom, dan sal hierdie dinge in jou lewe waar wees. Salomo hoef nie onseker te wees van die Here nie, oor die Here se gesindheid, oor die Here se troue liefde waarvan hy self getuig, hy kan sien in sy pa se lewe, hoe die Here vir Dawid
ten spyte van Dawid se eie struikeling, dat die Here hom keer op keer opgehelp het, weer 'n kans gegee. Daar is geen twyfel by enige van ons hoef daar te wees, dat die Here dit met jou en my goed bedoel, dat die Here beloftes gemaak het aan elkeen van ons, dat hy ons God sal wees. Maar omdat ons is, moet die Here altyd weer vir ons in die oë kyk en sê, maar, dit hang van jou af. Dit hang van jou af, of jy my op my woord neem, en of jy jou gaan posisioneer, op plekke waar jy maklik my kan hoor, tussen mense wat jou sal help om my te hoor, en my te volg. En die hartseer is dat, in bietjie verder aan in Konings, ek dink is hoofstuk 7, nee, is hoofstuk 11, dan lees ons dat Salomo, omdat hy vroue getrou het uit die afgodsdiens uit, dat hy op daai selfde ou hoogtes, wat hy voor sy siel weet, daar nie afgode aanbid moet word nie. Dat hy nie net dit goedkeur dat sy vrou en ander vrouens dit doen nie, maar dat hy hulle help om daai altare te bou, om dit te restoreer, nadat die Here gesê het, hulle moet dit afbreek. En tragies dat hy 'n wonderlike koning was, ongelooflike diplomaat en leier, wonderlike dinge vir sy volk in plek gesit het. Maar dat hy uiteindelik begin het om dwangarbeid te gebruik van sy eie mense, terwyl die Here dit verbied het vir konings, dat hy in verhouding met volkere om hom, al hoe minder seker is oor sy hart, en of sy hart nog die Here hoor. En daarom lees ons dit vanoggend saam met die ander gedeeltes, wat net die mooi is. As ons 'n paar dinge kan saamvat uit vanoggend uit, die 6 dinge wat ons in Salomo sien, dan is die eerste, aanvaar dat jy geroep is. Die teks is daarby. Aanvaar dat ek en jy geroep is. Die rol wat ons moet vervul, verskil van mekaar. Maar dat die Here sê vir ons, soos die Vader my gestuur het, stuur ek jou. Dat jy sal weet, jy is geroep om 'n kind van die Here te wees. En daarmee saam sien ons dat Salomo wys vir ons 'n goeie pad saam met die Here, om te sê, stap die pad in afhanklikheid van die Here. En dit hou nie op, as die Here vir jou gesê het, ek sal vir jou voorsien, hou dit nie daarop nie. Voortdurend moet ek weer my knieë buig voor die Here. Op my knieë gaan en sê, U is God. Ek is 'n mens, ek is afhanklik van U. Dat ons saam met dit sal hoor dat dit wat die Here behaag, dit wat vir die Here mooi is dat ons hom so vertrou, dat ek vir die Here kan sê, ek is nie nommer 1 nie. Ek is nie nommer 1 nie. Die roeping wat ek het, is eerste, en daai roeping gaan altyd oor mense om my. Help my om oor hulle te dink, oor hulle te bid. As ek luister, om namens hulle te luister. Die Here sal na my ook omsien. 'n Hart wat fyn ingestel is. En daaroor het ons nou ook vanoggend al so 'n paar keer iets gesê. En uiteindelik die doel van daai hart is dat ek kan onderskei. En pa's en ma's, julle het dit baie nodig. Oupas en oumas moet hiermee help. Maar dat ons in die situasies waarin ons is kan weet, wat is dit wat ek moet doen? Wat is dit wat ek moet sê? Wat is goed? Wat is reg? Wat is verkeerd? En 'n wet alleen kan my nie help nie, want die situasie verskil van oomblik tot oomblik. En ek het in daai oomblik die Here in sy gees nodig. En daarom moet ek luister, sodat ek kan onderskei. En dan die laaste, dit wat ons by Salomo mis, dat hy volhard het met hierdie gesindheid, en hierdie manier van lewe saam met die Here. Dat die dinge van hierdie wêreld in sy leierskap so belangrik geraak het, dat dit eintlik sy fokus geraak het, terwyl die Here vir ons sê, hou vir Jesus in die oog, die begin en die volëinder van die geloof. En daarom wil ek jou uitnooi, om vanoggend weer die geleentheid te gebruik. Jy gaan ouers kom staan, jy gaan 'n kindjie gedoop word, die Here gaan vir daai kind sê, vir Sion sê, ek wil jou God wees. En ma en pa gaan jou help om te weet dat jy wil die Here se kind wees, maar dat ons ook die geleentheid gebruik, om weer opnuut vir die Here te sê, Here, ek is weer op my knieë, ek is afhanklik, onselfsugtig, nie op myself gerig nie. Ek het U nodig. En ek wil vra, herinner my gedurig daaraan dat my hart eintlik 2 ore moet wees, sodat ek kan luister, dat ek mense in die oë kan kyk en vra, wie's jy? Vertel vir my. Dat ek regtig kan hoor wat hulle behoefte is, en dat ek by die Here kan hoor, Here, hoe help ek? Wat maak ons? Hoe tree ons op, dat U verheerlik kan word?
In Filippense skryf Paulus dit so mooi. Ook bid ek dat julle liefde al hoe meer sal toeneem in begrip en fyn aanvoeling, sodat julle die dinge kan onderskei waarop dit werklik aankom. Dan sal julle op die dag wanneer Christus kom, onberisplik en sonder blaam wees. En deur Jesus Christus sal julle geheel en al in die regte verhouding met God wees, tot sy lof en eer. Partykeer het films ook 'n mooi boodskap. Toe Aladdin nou sy wense gekry het, is die laaste wens, die derde wens wat hy kon wens, is dat die genie tog mag vrykom uit die bottel uit. En dit is vir my so mooi om te sê dat iewers langs hierdie pad het hierdie jong dief, het hy ook geluister, het hy gehoor wat ander se behoeftes is, en kry dit reg om onselfsugtig, nie die wens vir homself te hou nie, maar om die wens vir die genie terug te gee. Hy het mos hom uit eenheid verneek, of hoe? Ons gaan nou geleentheid gee vir klein Sion om gedoop te word, en ek gaan vra dat die doopouers na vore kom, en daarna sal ons deur die formulier met julle praat, en ons gaan saam luister na die belydenis, geloofsbelydenis, en dan gaan ons ook vir klein Sion doop. As Sion ingebring word, dan wil ek al die kinders nooi, julle kan na vore kom. So moenie, as jy wonder of jy kind is, moenie kom nie, maar as jy weet jy's 'n kind, jy's nuuskierig, dan kan jy asseblief kom, dan kan jy kom kyk lekker van naby af. Jy kan nou al kom, dis reg. Dis reg so. Welkom hoor. Ek gaan die formulier op die skerm vir julle wys. Die ander kan dit ook volg op die skerms. Dis nie 'n moeilike formulier nie. Dis eintlik so eenvoudig dat maar ek sal by die hoogtepunt kom as ons deur dit gaan. Die Here het in die Ou Testament 'n ooreenkoms met Abraham aangegaan. Ons noem dit 'n verbond. Jy weet alles van ooreenkomste saam hom. Die verbond kan vergelyk word met 'n testament waarin God al sy gawes tot sy kinders se beskikking stel. By die doop bevestig God dat ons en ons kinders in hierdie testament ingesluit is. Ek sê altyd vir die ma's en pa's, party gelowe kerke leer dat jy's buite en jou ma en pa is binne die Here se hande. En dan as jy gedoop, as jy eendag tot geloof kom, dan kan jy inkom. Maar ons sê nee, dis nie so ons die Here verstaan nie. Ons is van die begin af, is ons in hierdie verbond ingesluit, in die Here se hande. En al wat ons vir hulle wil sê is, moet nooit uitklim nie. Sela, weet jy waarom jy nie moet uitklim nie? Uit die Here se hande uit, hoor. Maar jy weet dit. Ons en ons kinders word verseker dat God ook ons God is, en dit beteken dat hy ons Vader is wat ons liefhet en vir ons sorg, dat Jesus Christus ons verlosser is, en dat die Heilige Gees in ons woon en vir ons nuwe mense maak en ons lei. Geen mens kan hierdie wonderlike gawes van die Here uit ons eie uit verdien nie. Ons sonde maak dat ons die dood verdien. Maar Jesus het die straf vir die sonde op hom geneem en aan die kruis in ons plek gesterf. Daarom kan God nou die ewige lewe as geskenk vir ons as sy kinders aanbied. Ons kinders is ook hierby ingesluit. Al verstaan hulle nog niks daarvan nie, maak dit nie saak nie, want dis iets wat van die Here afkom. En wat ons vanoggend dan hoor, is nie hierdie dinge wat op die skerm staan nie, dis nie 'n mooi gewoonte wat ons ter wille van ander doen nie, dis nie 'n bygelowige handeling waarteen ons gevaar en ongeluk beskerm word nie, dis ook nie die geleentheid waar ons kinders hulle name kry nie, nee, en dis die hoogtepunt. En nou gaan julle as ek die hoogtepunt wil vertel, maar dis julle werk om hulle te leer. Hierdie gaan alles oor die Here wat vir ons en ons kinders liefhet. En dit is so wonderlik om dit vanoggend vir julle te kan sê en dit te kan weet. So, ag, is wonderlik. Kom ons vier dit saam. Vir julle wil ek vra, glo jy in God die Vader wat jou versorg, jou bewaar en jou liefhet? Glo jy in Jesus Christus wat vir jou sonde aan die kruis gesterf het? Glo jy in die Heilige Gees wat in julle woon, wat julle rig en lei om volgens die wil van God te lewe? En bely julle dat hoewel ons kinders as sondaars in die wêreld gekom het en daarom onder die oordeel van God staan, hulle nogtans in Christus aan God behoort en daarom as lidmate van sy gemeente gedoop moet word. Ja, julle glo dit, dis reg. Ons gaan nou anders as ander kere gaan ons luister na die geloofsbelydenis. So 'n paar jaar gelede het 'n klomp lidmate van ons en van die VG Kerk dit opgeneem en ons gebruik dit dan vanoggend, maar bely jou geloof ook saam met hierdie mense. Ek glo in God die Vader, Ek glo in God die Vader, die Almagtige,
die skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore seun, Onze Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het, begrawe is en ter helle neergedaal, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader. van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, Die wat reeds gesterf het. ek glo in die Heilige Gees, ek glo in die Heilige Gees. ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees. En in ewige lewe. Amen. 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 Ons gaan nou geleentheid gee vir Sion om ingebring te word en daar in die tyd gaan ons nou sing lied 287. Ons kom by hierdie kant toe staan. Hy vir ons bring ek gemeente dan neem ons met ons trooste saam. Tot kinders aan het Jezus naam. Ons dank U vir U seënse dood. Hy red ons uit ons diepste nood. Niet oplaat ons die wonder sien. Red ons wat het nie verdien. Sy mooi vir jou. Huh? As gaan jy kan sien. So jy kan sien. Ek kan jou ook ophou, wie jy ook opgetel wees. Ja. Is jy reg? Net so lekker staan met ek met een hand los hê. Nee. Kan die familie almal sien, want dit reg. Jy kan maar 'n bietjie nader kom met Sion. Ja. Ons maak 'n groepsdrukkie. Ja. Sion Pieter van Huisteen, ek doop jou in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Kry jy nou 'n glimlag van jou boetie, nee? Ja. Kom ons maak die oë toe. Ekskuus, ons het jou nou lekker nat gemaak. Maar is goed. Kom ons, terwyl ons so staan, kom ons bid saam. Hemelse Vader, Here, kan ons ooit die diepte en die hoogte en die wyte van U liefde pyl, wat ons hier sien. Hoe U vir ons en ons kinders sê, ek is julle God. En dankie dat ons vanoggend kan hoor dat U vir ons ook help, dat ons kan luister na mekaar en luister na U. Sodat ons wyse mense kan wees, mense wat weet waarop die lewe aankom, wat in liefde vir mekaar vashou. Here, mag U genade en U liefde so met Sujen wees, met Salmond en met die hele familie, dat hierdie kinders elke dag van hulle lewe mag weet, mag sien in die familie om hulle, dat U is die Here, dat ons aanbid die Here, en mag hulle ook die vreugde daarvan ervaar, om al gaan dit partykeer moeilik in 'n mens se lewe, om te weet die Here is hier, ons is nie bang nie, die Here sal voorsien. Dankie Here, amen. Man, maak ons hom nou 'n mooi familie. Baie geluk ook, die name staan al daar op die skerm. Ek gaan weer vir jou neersit hoor. Oupa en ouma C, Cecile Monty van Huisteen, baie geluk ook aan elkeen van julle. En dan ook die ouma en oupa Bos, wat hier by ons in die bos is. En dis ouma Liana en oupa Dion. En baie dankie vir die inbring, ook vanoggend, dis aan besonders. En die tweede naam is ook Pieter, so ons weet dis 'n lekker verbintenis met al drie van hulle, maar ook in besonder dan met Sion. Baie seën vir julle ook vorentoe. En dan al die van Huisteens, die Grobbelaars, die van Sails, die Vindemors
en niemands. Julle is welkom. Baie dankie dat julle vir hulle kom ondersteun het hierso vandag. Ek gaan dan vir julle vra, ons doop hulle nie omdat julle beloftes maak nie, maar nou vra ons vir julle nadat hy gedoop is, beloof julle om vir Sion, soos hy groter word, oor die betekenisse eise van die genadeverbond in te lig. Beloof julle om vir hom 'n voorbeeld te wees van geloof en gehoorsaamheid en beloof julle om hom te help om God se beloftes sy eie te maak. Wat is hier op julle twee se antwoord? Is dit reg so? Is jy nou nie meer geïnteresseerd nie? Nee, die groot dinge is klaar. Dis reg. Ons moet nog kersse aansteek en Bybels gee. Salmond, jy kan sommer aansteek of wil jy vir Boetie aansteek? Okay. Maar mamma moet jy nog steeds op hou. Is jy reg? Jy kan maar net daar hou, dan steek jy hom aan. Hy brand sommer lekker. Kyk nou vir jou gunsie vra. Kan sussie dit doodblaas? Sulia. Wat het jy gewens? Wat het jy gewens? Hè? Het jy iets gewens? As jy weer blaas, jy weer kersie uitblaas om jy ietsie wens, hoor. En hierso is 'n Bybel wat jy saam kan vat. En ons hoop hy sal eendag dit lekker self kan lees. Is nou nog baie moeilik. Kom ons sing dan hierdie lied 287 terwyl hulle dan ook weer hulle plekke inneem. Ons lied waarmee ons huis toe gaan is lied 471, dis 'n kanon. Kom ons staan en dan sing ons hierdie lied.
ons ontvang die seën van die Here. Ons gaan daarna 'n lied saam met mekaar sing om mekaar die seën toe te wens. So die gaste, julle kan maar net die pakketbergers volg. Baie dankie. Broers en susters, mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met jou wees en bly. Hy sal. Amen.